In die Onse Vader leer Jesus ons hoe om te bid. Nie net met woorde nie, maar met 'n hart wat oorgee aan God se groter doel. Een van die diepste reëls is Matteus 6 vers 16. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Hierdie woorde weerspieël 'n houding van onderdanigheid, oorgawe en begeerte na God se heerskappy, nie ons nie. Maar as ons eerlik is dit nie altyd maklik nie. Die mensdom het 'n diep gewortelde begeerte om dinge op ons manier te hê. Ons wil beheer hê. Ons wil sukses, gemak, erkenning hê. Ons wil dit dikwels op ons eie voorwaardes hê. Die wêreld leer ons om persoonlike vryheid na te streef. Maar die skrif roep ons om toe te gee aan goddelike gesag. Wanneer ons bid laat u koninkryk kom, erken ons dat God se besluite en heerskappy beter is as ons. Ons nooi sy gesag na elke area van ons lewens. Ons verhoudings, ons finansies, ons planne, ons drome. Maar hoe dikwels weerstaan ons dit? Soos Adam en Eva in die tuin van Eden, was die mensdom nog altyd in die versoeking om ons eie gang te gaan. Genesis 3 vertel ons dat hulle wil bo God se wil gekies het. En die gevolge van daardie besluit het sonde, dood en skeiding van God ingebring. Jesaja 53 vers 6 herinner ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop. Dit is die menslike toestand. Ons wil ons eie koning wees, maar deur dit te doen maak ons dikwels 'n gemors van dinge. Om te bid laat u wil geskied is nie 'n oorgawe aan die noodlot nie. Dit is 'n verklaring van vertroue. Dit is 'n daad van geloof, om te glo dat God se wil altyd goed is, selfs wanneer dit nie ooreenstem met ons planne nie. Romeine 12 vers 2 spoor ons aan. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak is. God se wil gaan nie daaroor om ons van vreugde te beroof nie. Dit gaan daaroor om ons na die ware lewe te lei. Selfs Jesus het so gebid. In die tuin van Getsemane, met die gesig na die kruis, het Jesus aan Matteus 26 vers 39 gesê: Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. As die Seun van God sy wil aan die Vader kan onderwerp, hoeveel te meer moet ons? Die frase op aarde soos in die hemel daag ons uit om vandag te leef op 'n manier wat die waarheid van die hemel weerspieël. Gehoorsaamheid, heiligheid, liefde, geregtigheid en oorgawe. Dit is nie net 'n gebed nie, dit is 'n leefstyl. Jakobus 4 vers 13 tot 15 konfronteer die arrogansie van beplanning sonder God. Dit sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan. Julle wat nie eers weet hoe julle lewens môre sal wees nie. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. God wil nie jou drome verpletter nie. Hy wil jou hart in lyn bring met sy doelwit. So Spreuke 19 vers 21 ons herinner. Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Om te bid laat u koninkryk kom, u wil geskied, is om ons greep op beheer te laat vaar en die hande te vertrou van die een wat die einde van die begin af sien. Dit is 'n oproep om ons agendes en begeertes oor te gee aan die gesag van 'n liefdevolle, wyse en 'n soewereine God. Vra jouself af, op watter terreine van my lewe probeer ek nog my sin kry, in plaas van God se? Waar weerstaan ek sy koninkryks heerskappy? Laat ons nie leef volgens die keuse, my wil geskied nie, maar deur die gebed, laat u wil geskied. Here, hier in my lewe, soos in die hemel. Amen.